Dankie Kreer vir die lei van die voorsang. Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom op hierdie Sondagmôre hier in die kerkgebou. Mag die Here in ons saam wees, al die lof en eer ontvang en mag hy ons ontmoet deur die werking van sy Gees, ook wanneer ons luister na die verkondiging van die woord van die Here. Baie welkom hier by die aanvang van ons Pinksterreeks. Nou een en ander meer daaroor. Ons wil graag aansluit by wat Kreer reeds genoem het. Ons wil mooi en 'n geseënde dag toewens vir al die ma's, moeders en oumas, grootoumas. Mag die Here vir julle vandag bederf, mag julle opnuut waardeer word, mag julle gerespekteer word vir wie julle is en geag word vir wat julle alles doen en opoffer om die lewe vir ons manne en vir ons kinders mooi te maak. As ek dink aan 'n ma se liefde, dan is dit vir my so naby aan God se liefde vir ons. Baie dankie dat julle dikwels julle self tweede stel ter wille van al die ander in julle huise. Baie dankie vir julle. Mag die Here vir julle seën vandag. Dan is ons as 'n gemeente by 'n besondere mylpaal om met vreugde vanoggend aan te kondig dat die afgelope Woensdag tydens ons kerkraadsvergadering Dr. Richard van Wyk van Stellenbosch Moedergemeente as leraar na hierdie gemeente beroep is en ons vra inderdaad u voorbidding vir hom en vir Marissa in die oorweging daarvan en mag die Here ook vir hulle onderneem en vir hulle die pad wys en ons wag oor so 'n rukkie van nou af op sy antwoord. En dan deel van ons vreugdes vanoggend, almal wat vandag verjaar, Estie Minnie van Reebok, saam met Leni Lou van Reebok wat vandag verjaar, Nanet Klopper van die Buitewyk, Jannie Geier van Vryuitsig, Alexander Doevendans ook van die Buitewyk en Henny Besuidnout van Reebok. Martinus Cronje is ook vandag iemand wat verjaar en hy is onder die groepie wat spesiaal vermeld word. Hy is vandag 81 jaar oud. Nick Grobler van Reebok 14, wyk 14, 4 jaar later in die week op Dinsdag 14 Mei is hy 86 en Tannie Bestipthorp voorheen van Reebok wyk 10. Nou in Forget Me Not daar in die Buitewyk wat op die 18de volgende Saterdag haar 88ste verjaarsdag vier. Ons mooiste wense vir julle almal. Mag die Here vir julle goed wees. Ja, en saam met die vreugdes is daar ook die hartseer van die afgelope week wat ons almal beleef het met die tragedie wat om in George afgespeel het en nog steeds afspeel en ons bid vir almal daarbey betrokke slagoffers en hulle families en natuurlik ook die reddingswerkers. Ons as 'n gemeente het 'n bydrae gelewer deur 'n aantal items wat Dinsdag dringend benodig is, daar aan te skaf en dit vir hulle te besorg. Anja, baie dankie vir jou hulp in die verband. Maar baie dankie dat u ook vir almal sal bid. Wat die aankondigings verder betref, sal ek vinnig daardeur gaan. Ons herinner aan die nuwe intrekkers wat moet aanmeld by die nuwe intrekkerbediening hier op die stoep asseblief. Ons herinner u aan die Pinksterweek. Vanaand begin die aanddiens om 6 uur, maar let op, môre, maandag tot woensdag aand is dit om 6:30. Vanaand 6 uur, maandag tot woensdag om 6:30 en môre tot woensdag aand is daar elke aand na afloop van die Pinksterdiens ook sop en broodjies beskikbaar. Bring 'n geringe donasie saam vir die vrouebediening wat dit vir ons moontlik maak. Ons nooi vir uit na die Pinksterfees nagmaal volgende Sondag. Dan onder die omgee vir mekaar bid ons vir die name daar, in die besonder vir Cecilia Barrows. In die loop van die nag is haar broer in Sasolburg oorlede en ons dink baie spesiaal aan haar en hulle familie.
Dan herinner ek aan die mannebediening se ontbyt op 25 Mei 9:00 die oggend, die kaartjies by die kerkkantoor beskikbaar. Die jeug uitreik vra misse en serpies vir die kinders. En dan let op dat die jeug kermis nou 'n jeugkarnaval is. En dit is nou op Saterdag 15 Junie en nie meer Maandag 17 Junie nie. En daar's 'n klomp lekker dinge wat ons gaan aanpak. Die manne kan weer in 'n groot koekkompetisie deelneem, maar jy moet man alleen dit bak en versier. Ons gaan kyk wie's die mooiste hond. Wie het die mooiste hond met die mooiste handlanger aan 'n leiband? En dan het ons 'n nuwe kompetisie, die vrou met die mooiste hoed. Op die dag. En ons het heel baie nodig. Dan die 22ste Mei tree daar 'n Duitse kamerkoor in Hartenbos gemeente op en ons soek nog blyplek vir koorlede. Kontak vir Dominee Johan Engelbreg. Dan 'n aantal name van persone wat met attestate na ons gemeente toe oorgekom het. Getreida Susanna Bekes van Loekduyou gemeente, Hermanus Stefanus Bosman en sy vrou Anna Helena van George moedergemeente, Jacobus Petrus Durant en sy vrou Hannelie, asook hulle twee seuns Jacobus Petrus en Tiaan Matthys vanaf die NG gemeente Heuwelkruin en Bloemfontein. Dan Milan Marie Erasmus as dooplidmaat vanaf die NG gemeente Kroonheuwel Noord. Gerard Esterhuizen en sy vrou Lihoula vanaf die hervormde gemeente in Newcastle in Noord-Natal. Jacobus Martinus Greiling en sy vrou Anna Victoria vanaf die gemeente Grootbrakkervuur. Gabriel Albertus Grindling en sy vrou Theresa, die voorsitter hulle vanaf Kimberley Harmonie gemeente. David Jacob Joubert vanaf Albertinia, Mara Oertel van Bloemfontein Noord, Marco Olivier van Kimberley Bakenskop, amper klaar, Antonie Willem Smit en sy vrou Anna Sofia en hulle seuns Herkus Philippus en Antonie Willem vanaf Bethlehem Panorama en Josef Albertus van Eden en sy vrou Estel van Hoeksmoenie gemeente in Pretoria, Tanya van Loggenberg ook van Hoeksmoenie gemeente. Vir julle almal baie hartlik welkom in die gemeente. Mag die Here vir julle seën en Reebok gemeente ook vir julle geestelike tuiste wees. Vriende, is nou vanoggend 'n baie groot voorreg om vir Dr. David Kuiler hier by ons op die kansel te verwelkom. Hy is 'n baie goeie vriend van my en is 'n voorreg om hom aan u voor te stel. Hy het al hier opgetree, maar talle van u, omdat ons nuut is, ken hom waarskynlik nou nie. Hy het op 'n plaas groot geword hier naby Lentana. Hy het studeer aan die Universiteit van Stellenbosch en gedurende 1983 en 84 toe hy diensplig gedoen het, was hy die hospitaalleraar by Tygerberg en by Karel Bremer hospitale. Van Januarie 1985 af was hy predikant by die NG Sending gemeente Koelenhof buitekant Stellenbosch met 'n groot aantal plaaswerkers buitekant Stellenbosch wat hy daar bedien het tot en met 1989. In die tyd was hy ook lid van die synode van die NG Sendingkerk wat by Bellaar die belydenis van Bellaar in 1986 aanvaar het. In Julie 1989 het hy dan ook 'n pos aanvaar as dosent in kerkgeskiedenis by die teologiese fakulteit van Stellenbosch en hy het daar gedien tot in April 1994 toe hy 'n beroep aanvaar het as kapelaan in die Noord-Vrystaat by die korrektiewe dienste en hy het 1 Mei van daardie jaar daar begin. Tot 2001 was hy daar ook verbonde aan die VGK gemeente Rusterval, buitekant vereniging. Daarna het hy 'n beroep aanvaar as leraar na die Heidedal Suid gemeente in Bloemfontein by die VGK gemeente
en in die tyd is hy ook aangestel as kapelaan van die Mangaung maksimum sekuriteitsgevangenis, en het hy in die gemeente ook dan tot met 2014 het hy as tentmaker leraar gedien. Van 2008 af, Oktober 2008 tot Oktober 2016 was hy die skriba van die Algemene Synode van die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. En hy was van 2005 af 'n dosent in praktiese teologie by die Vrystaatse Universiteit, en van 2019 af, April 2019, is hy aangestel as lektor in kerkgeskiedenis by die Justo Mohale Universiteit in Lusaka in Zambia. Hy is getroud met Wilmien, hulle het 3 kinders en 4 kleinkinders, en hoorie, hy kan visvang, hoor. Hy is 'n krangige visserman en hy geniet dit. David, is vir ons 'n groot voorreg om jou hier te verwelkom. Mag die Here vir jou hierdie week seën en vir jou gebruik. Ons is hier met afwagting en ons weet die Here het reeds ook met jou gepraat en dat jy die krag en die moed sal hê om dit aan ons oor te dra. Baie welkom. Baie dankie Chris, goeiemôre. Dis altyd blootstellend om in hierdie verhoogie te staan. Almal kan vir jou kyk. Nou as jy 'n jong dominee is, dan sê die mense, ag, hy weet nog nie veel nie, ons sal hom nou nie so hard beoordeel nie. As hy nou 'n ou afgetrede dominee is, dan sê ons kan maar bietjie skerper wees met hom. So wees my maar genadig. Soos julle kan hoor, ek was 20 jaar in die tronk, heel onskuldig. Daar het ek ten minste 'n gevange gehoor gehad. Ek hoop ek sal ook op 'n gevange gehoor hê. Dis vir my 'n voorreg om saam met u hierdie Pinkster deur te gaan. Ek het geen nuwe openbarings ontvang nie, so ek sal nie die appelkarretjie omgooi nie. Ek het maar met die seewater, terwyl ek probeer hengel en visvang, het ook probeer nadink oor die dinge. En dit wat ek met u deel, is dit wat uit my hart uitkom. Jy moet ook weet dat as jy nou 'n teks vat, jy kan 'n paar preke maak uit een deel van die Bybel. So ek moes nou maar kies, wat sê ek vir die mense van vandag. So dankie dat julle saam met my op reis gaan. Ding wat my die mees gestres het, is natuurlik die kindermoment. My kleinkinders, ek wil nou nie hulle in die skande steek nie. Maar broers en susters, kom ons begin. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle almal van God die Vader wat alles so mooi geskep het, en van sy Seun wat sy lewe vir ons gegee het, en van sy Gees wat in ons woon, en saam met ons Gees getuig dat ons kinders van God is. Amen. Kom ons loof die Here met 'n loflied. Dit gaan die liedboek 164, die eerste 2 verse, en wil jy daar agter sal vir ons die liedere wys en Hester sal vir ons begelei. Oh
Ons gaan die koor vra om Vonk 211 vir ons ook te sing as deel van ons aanbidding. Ons gaan vanoggend saam belydenis doen van ons geloof, maar met een wat sy oorsprong het uit Spanje. Nou, dis gelukkig nie in Spaans nie. Iemand het dit daar vir ons vertaal en ek nooi uit terwyl u daar sit dat ons dit doen. Dit wat in vet gedruk is, sê die gemeente. Skepper van die hemel en aarde, skepper van alle nasies en kerke, skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy seun, ons Heer. God wat vlees geword het as 'n mens vir die mensdom. God wat vlees geword het in 'n tyd vir alle tye. God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees. Deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend gemaak in ons as mense en in ons kulture. Deur wie God die skepper van alles wat bestaan aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die Kerk. Wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskappy is. Wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, die dag van die groot feesdag. Wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. Om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Dis 'n aangrypende belydenis. Goed, waar is die kinders? Kom hier na Oupa David toe.
Ek het 4 kleinkinders. 2 is in Nieu-Seeland en 2 in Suid-Afrika. Een van die wat in Nieu-Seeland is, het nou eendag 'n stryd by die skool gekry. Sy maatjie het gesê, die Springbokke het gecheat. Dus dit was gewen het. Toe sê hy vir hom, dit is nie so nie, en toe pot die ander ouetjie vir hom. Kinders, hoe gaan met julle? Baie goed, goed. Julle kom ons mooi lees. Nee, wat is daai eerste sinnetjie? Wie was al op 'n reis? Wie het al ergens heen gereis? Op vakansie gegaan? Nee, jy. Jy het almal al gereis. Waarheen? Kreerwiltuin. Dis ver. Wie het nog waar het jy gereis? Waar jy gaan vakansie hou? Partykeer Witstrand en partykeer Kaapstad. Wat die een verkies jy? Witstrand. Waar was jy hier? Ek kan nie die plek se naam onthou nie, maar dit is Graafwater. Graafwater, daar in die Weskus. Vir 'n week lank. Jy kan jy nie, ons moet jou maar pa moet praat. Waar was jy? Nee? Wil jou liggie waar bly sy? Dis, ja, is ver. Nou saam met wie gaan kuier julle altyd by mense? Met die oupa en ouma, en ry julle saam julle ma en pa? Saam met ma en pa en met die oom toe. Jy? Oupa en ouma en neefie en niggie, nee. So 'n hele klomp van die familie. Is dit lekker om jou boetie saam te neem as jy by ergens gaan? Ja. Nou wie van julle was al in 'n vliegtuig? Yes! Julle was al, sy sê baie keer, jy het al gevlieg. Is dit lekker? Mooi. Wie van julle was al in die buiteland? Buite die grense van Suid-Afrika. My pappa werk in die buiteland. Jou pa werk in die buiteland. Hy neem jou nie saam nie. Ons sal praat met hom. Goed. Kinders, as 'n mens gaan reis, daar het ek nog vir julle 'n kaartjie opgesit. Dis in Europa. En dan beplan jy 'n reis, né? Jy gaan 'n bietjie daar in Monaco toe by wat is daai ons oud Suid-Afrikaanse prinses wat daar bly? Charlene, julle ken julle family. En dan ry jy 'n bietjie Milaan toe en in Milaan gaan kyk jy na die laaste avondmaal wat daar geskilder is. Dan gaan jy 'n bietjie Switserland toe en dan gaan jy Luxemburg toe en oral. Nou as 'n mens kinders van Suid-Afrika af na 'n ander land toe wil gaan en jy wil daar gaan reis, het jy goeders nodig, ja? Paspoort. Ja. Wat is dit? Lyk dit na 'n paspoort? Heb jy nou 'n paspoort gesien? So, hoe weet jy, jy moet daar heel agterin kyk. Daar sien jy. Wie is die? Dis 'n goeie vraag. Ja, is my dubbelganger daar. So as jy soontoe wil gaan, het jy 'n paspoort nodig, so 'n groen boekie waarin jou foto is wat sê wie jy is. Het jy al een? Mooi.
Ja, so, jy kry so ding. Hulle noem hom die groen mamba, want jy kan nie na baie lande toe gaan met die Suid-Afrikaanse paspoort. Maar daai een sê wie jy is. Nou as jy na Namibië toe gaan, of Botswana, of soos ek Lusaka toe, Zambië toe, dan wys jy net jou paspoort en hulle stempel op en jy kan gaan. Maar as jy nou Europa toe wil gaan, Duitsland toe, Switserland, Switserland het die heerlikste sjokolade. Julle moet toch eendag gaan kuier daar waar Heidi en Peter was. Julle ken vir Heidi. Dan het jy 'n visum nodig, 'n papier, wat jy moet aansoek doen, en dan sê hulle, jy's nie te groot skelm nie, jy kan maar hierna toe kom. En die klop oupas en omas wat hier so sit in die gryskoppe, hulle het almal sulke groen boekies, en baie van hulle het sulke visums, want hulle het al oral gaan rondkuier. En die tyd is nou meer geld as ander, hulle het al meer plekke gaan kuier. So ons het dit nodig. Maar om daar te kom, het jy wat nodig? Wat is daai? Ja? 'n vliegtuigkaartjie. En dan kry jy die kaartjie, dan kry jy vir jou boarding pass, dat jy gaan, wys jy jou paspoort, jy wys dit dat jy klim daarop en daar gaan jy. Nou die Bybelkinders lees ons ook van 'n oom wat baie gereis het. Sy naam was Paulus. Hy het op 3 sendingreise gegaan. Maar hy het nie gevlieg nie, hy het met 'n boot gegaan, in geloof. En sy boot het 'n slag of wat in 'n storm vergaan, en hulle het gestrand op 'n eiland. En die plekke wat hy besoek het, was almal nie baie vriendelik met hom nie. Hulle het hom op 'n paar plekke goed geslaan en in die tronk gegooi. Ja, dit was 'n lekker reis daar. So, die Bybel vertel ons ook van reise. Weet julle, julle het ook 'n kerkpaspoort. Die dag toe jy gedoop is, het jy 'n doopseël gekry. Dis jou kerkpaspoort, wat sê, jy behoort aan Jesus, en jy kan saam met hom reis. Ja, jy moet vir jou ma's en pa's vra waar jy doopseëls is. Dis jou paspoort, dat jy deel is van hierdie gemeente. So kinders, ek gaan nou hierdie week saam met die groot mense ook praat oor dat ons is saam met Jesus op reis. Julle onthou toen die Gerard dat die was? Hy was ook 'n toerleier, hy neem mense op toer deur die wêreld. En nou, Jesus neem ons ook op reis. Sê, kom saam met my. En wat julle nou in die sonnaskool gaan leer, is om julle voor te berei vir die reis. Hoe reis ek saam met ander mense? Hoe reis ek saam met my boetie en my sussie en my likkie en my neefie, my ma en my pa? Want die reis gaan oor liefde. Dat ons mekaar moet lief hê en almal moet lief hê. So kinders, Jesus nooi julle, kom volg my, kom reis saam met my. Goed, nou moet julle daai groen boekies weer my teruggee. Baie dankie julle, en 'n lekker reis na die sonnaskoolklas toe. Nou gewoonlik sê die dominee moet nou amen sê. So julle het nou die idee, dit gaan oor 'n reis. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, uit die diepte van ons hart, dank ons U, dat U oor ons ontferm het, dat U ons gemaak het na U beeld en U gelykenis, dat U vir ons lief het, dat U geduld het met ons, en dat U ons saam met U op reis neem in hierdie wêreld. Dankie dat ons burgers kan wees van U koninkryk.
dat U dit vir ons gee, dat aan die kruis ons paspoort ontvang het, met 'n visum, om na die uithoeke van die aarde toe te gaan. Dankie dat ons hier in die gemeente vanoggend U lof kan besing, ons geloof kan bely, maar ook U woord oopmaak en daaruit lees. Kom, o Skepper Gees, ontferm U oor ons in hierdie dag, as ons U woord lees en oordink. Mag ons U stem hoor. Maar Here, as ons hier so saam is, kan ons nie anders as om te dink aan ons broers en susters oor die hele wêreld nie. In sommige plekke het ons broers en susters nie sulke lekker groot, ruim, gerieflike kerkgeboue nie. Baie gemeentes het nie voltydse leraars nie. Sommige dele van die wêreld kry Christene swaar en het nie vryheid om by mekaar te kom en U te aanbid nie. Ons bid vir hulle. Here, ons bid vir elkeen wat deel is van ons erediens vanoggend, wat nie hier kan wees weens siekte of omstandighede nie. Ontferm U ook oor hulle. En Heer, voordat ons U woord lees, gaan ons harte ook uit na die families van hulle wat geraak is deur hierdie ramp hier op George. Here, daar's mense wat vanoggend diep bly is oor die wat gered is. Daar's mense wat stikkend is omdat hulle geliefdes nog nie eers gevind is nie. Here, troos U ons, troos U vir hulle en wees ons genadig. Amen. Liewe gemeente, toe Dominee Chris my gevra het om die Pinkster waar te neem, het ek nou gedink, ek sou graag van aansluit by die tema van die gemeente, dat ons disippels van Christus is en saam met hom op weg is. In aansluiting met professor Malanel se vernuwingsreeks ook. So ek het gekies vir die tema, ons is op reis saam met Jesus en dis 'n begeesterde reis. Kyk, as jy nou die eerste keer oor see gaan, dan stres jy baie, maar jy is nogal redelik begeesterd ook om daar uit te kom en jy beplan. Nou op hierdie reis waar ons met Christus gaan, moet ons ook begeesterd wees. So, daar is die temas, jy dit ook op die blaadjies wat uitgedeel is. So vandag, vanoggend praat ons, lees ons Romeine 8, oor die troos in ons reis. Die Gees getuig saam met ons gees. So dis die een spykertjie wat ek vandag wil inslaan en by u wil tuisbring. Kom ons lees nou saam uit Romeine 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees.
Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon, as iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen op grond van die regverdiging is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom roep ons Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad ook saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Broers en susters, tot sover ons skriflesing, mag die Here dit self ryklik seën. Ek wil begin met die vraag, hoe weet jy is 'n disipel van Jesus Christus en jy saam met hom op reis? Hoe weet jy? Kan jy seker wees? Kyk, deesdae as jy op reis gaan, baie mense bespreek mos reise deur reisagentskappe. En dit het nou al telke male gebeur dat mense klomp geld betaal het, hulle gaan ergens heen en dan ontdek hulle die persoon het jou geld weggeloop. En al jou beplanning was daarmee heen. Dalk het dit dan met van julle wat hier sit gebeur. Dalk het jy so 'n stelletjie afgetrap. Maar kom ons vra onsself, hoe weet jy? Jy is wel saam met Jesus op reis, dat jou paspoort, jou visum, jou kaartjie, jou reisreëlings, alles gefinaliseer is. Jy kan dalk oortuig wees daarvan, maar ander mense stel baie keer ander voorwaardes waaraan jy moet voldoen. Sê, jy kan nie sommer saam met 'n reis nie. Ons glo nie, jou goederes is reg nie, jou paspoort en jou visum is reg nie. En jy kry in sommige kerke dat mense sal sê, wel, jy het nog nie die dooping met die Heilige Gees ontvang nie. Jy praat nog nie in tale nie. So, jy is diskwalifiseer, jy nie op die reis gaan nie. Anders sal sê, jong, ek sien jy rook nog lekker. Jy drink. Op hierdie reis saam met Jesus, geen rokers, geen drinkers. Ek sien jy bly saam met iemand. Jy's nou al 'n weduwee, en nou sien jy nie kans weer vir al die moeite vertrou nie. Trek jy maar saam in. Julle kan nie saam op die reis gaan nie. So mense stel vereistes, né? En as jy dan nog hier afry in Paarlweg en jy kyk links en jy sien daar is die APK kerk, dan sê hulle hoor hierdie reis saam met Jesus, whites only, net Afrikaans sprekendes.
Ons vat die gemengde reise nie. So mense kan dikwels kom en vir jou voorwaardes stel of jy saam met Jesus kan reis. Daar's mense wat sê, wel dat jy saam met ons op Jesus op reis wil gaan, ons sing net psalms en gesange in die skrifbybel. Ons sing net die liedboek. Ander sê, jong, jy het jou hande opsteek, jy kan nie saamreis nie, jy moet nou maar the chosen frozen wees, jy moet mooi gedra. Ons wil nie moeilikheid hê op ons reis nie. Liewe vriende, mense kan jou dikwels laat twyfel of jy reg is om saam met Jesus op reis te gaan. Want hulle sê wat hulle bepalings is. En daarvoor sê ons, jy kan gaan, maar jy kan nie gaan nie. Jy kan amper gaan, maar nog nie. Ons sal maar kyk as daar 'n kansellasie is, of ons vir jou 'n plekkie kan kry. Mense is onbreek nie. Kom ons luister, wat sê Paulus wat op baie reise gegaan het vir ons? Paulus sê daar in Romeine 3, en ek wil hê jy moet dit mooi saam lees. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Christus Jesus aan almal wat glo, want daar's geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle, en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Dis die evangelie. Al die dinge wat mense sê, waaraan jy moet voldoen om 'n disipel van die Here Jesus te wees, word daardeur 'n streep deurgetrek. Daar word gesê ons almal het gesondig en dit ontbreek ons die heerlikheid van God. Nie een kwalify om saam met Christus op reis te gaan. Nie uit jouself nie. Nie op grond wie jy is, hoe geleerd jy is, en waar jy bly, en wat jou herkoms is, en wat die taal jy praat nie. Niks nie. Al wat tel, is wat Christus gedoen het. Ons kry goedgunstig 'n kaartjie van Jesus, 'n paspoort met 'n visum in, wat sê jy kan saam met my op reis gaan. Ek het dit klaar betaal, alles is bespreek, toerplan is reg, kom, jy gaan saam. Dis die troos. En jy hoef nie te wonder of die reis gekanselleer gaan word. En dis wat ek graag hierdie oggend by u wil tuis bring. Ons het die voorreg om getroos te wees dat Jesus ons op reis neem. Daar lees ons in hoofstuk 8 wat ons saam gelees het. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang wat bevestig is dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom roep ons Abba Vader. Dit is die werking van die Heilige Gees. Die Gees van God maak dat ons in 'n persoonlike verhouding met die Vader kom. Dat ons nie bang is vir God nie, maar dat ons na hom toe kan gaan en vir hom sê, Abba Vader. Dis die werking van die Gees. Die Gees kom sê vir jou, jy gaan saam met jou Pa. Jy gaan saam met Jesus Christus op hierdie reis. Vers 16, die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Hoor jy dit? Jy mag dan twyfel.
Maar God se Gees kom werk in jou en sê vir jou, jy is God se kind. Jy is saam met hom op reis. Jy hoef nie te twyfel nie. En dis die wonder. Die Gees van God kom werk binne in ons om ons tot daardie oortuiging te bring dat ons deel is. Dink nou maar net aan Paulus. Hy het die kerk vervolg. En dan, wat gebeur? Op sy reis om mense te gaan vang, stop Jesus hom. Hy onderbreek Paulus se reis. Hy verskyn aan hom. Hy openbaar homself aan hom. En dan kom Paulus kragtadig tot bekering. En dis die Gees van God wat in hom werksaam raak. Sodat Paulus, wat 'n vervolger is, word nou 'n navolger van Jesus. Hy word dit nie omdat ander mense hom oortuig het nie, maar omdat die Here self deur sy Gees van binne af hom oortuig het. En dis die wonder. Die Gees van God word getuig teenoor ons gees op. Ander vertaling sê saam met ons gees, ons is kinders van God. En broers en susters, op hierdie reis is daar die wonderlike ding. Elke keer as hier kinders gedoop word, elke keer as ons in die nagmaalstafel kom sit, dan kom sê die Here, jy is my kind, jy is saam met my op reis. Want baie keer twyfel 'n mens. So by die doop word ons elke keer herinner. Hierdie God het uit genade ons gered, want hoe kan 'n kind, 'n klein baba kan dit tog niks doen om vir God aanvaarbaar te wees. Hy ontvang genade. Wanneer jy hier aan die nagmaalstafel kom sit, word ons herinner aan wat Christus gedoen het vir jou, sodat jy saam met hom op reis kan gaan. En ons wat ouer word, weet ons gedagtes raak ons nou 'n bietjie korter. Praat nie van daai wat jy vergeet waar jy jou sleutels en oorringe en wat ek wou neergesit het nie. Ons raak bietjie vergeetagtig. Maar die wonder is dat die Here oor en oor weer kom sê, jy is my kind. Jy is deel van my reis. En wat doen die Gees nog? Vers 26 sê, so kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtings wat nie verwoord kan word. God se Gees help vir ons as ons woorde opraak om met ons Vader te praat en saam te gaan. Partykeer sal jy op jou lewensreis teëspoed kry. Jou huwelik kan verbrokel. Jou kinders kan jou teleurstel. Daar kan iemand na aan jou te sterwe kom. Jy kan jou werk verloor. Kanker kan deel word van jou lewe. Alzheimer's kan deel word. Parkinson's. Noem al die siektes. Dan kom staan, wanneer jy nie meer kan bid nie, kom die Heilige Gees en tree in. En sê, Vader, een van die medereisigers, gaan deur 'n diep en moeilike pad. Hoor sy versigtiging, dit wat hy nie eers onder woord kan bring. Dis die werking van die Heilige Gees. So broers en susters, die troos, God neem ons uit genade op reis, saam met hom in hierdie wêreld. En wat is die evangelie? Hy en hy alleen bevestig deur sy Gees dat ons sy kinders en reisgenote is. So u wat almal hier sit, is deel van God
'n groot reisgeselskap deur die wêreld. Nou ons gaan nie altyd saam met die reis na eksotiese plekke toe nie. Ons gaan na huis toe, waar ek met my vrou, met wie ek 45 jaar getroud is, die lewe moet deel. Na my kinders toe, wat vir my vreugde en hartseer gee. Na my bure toe, met wie ek goed oor die weg kom, of dalk 'n jaar laas mee gepraat het. Die Here vat vir ons op reis, daar waar jy werk. Daar na jou besigheid toe. Dis die plekke waarheen die Here vir ons vat op reis. En dis nie aldag maanskyn en rose nie. Maar wees verseker, jy reis nie alleen nie. Jy reis saam met Jesus Christus. En ek sal nou graag vanaand en die res van die week 'n paar ander momente wil uitlig van wat gebeur op hierdie reis en wat is die werk van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof U en ons dank U dat ons burgers is van U koninkryk. Dat ons 'n paspoort het wat ons ontvang het op grond van die feit dat Jesus Christus ons aangeneem het. Ons dank U, Here, dat by die doop en by ons belydenis aflegging en by die nagmaal ons telkens ons visum om saam met U te reis hernuw word. Ons dank U vir die troos. Ons hoef nie agter te bly nie. Ons is bevoorreg om saam met U in hierdie wêreld in te gaan. Saam die liefde en U genade te gaan uitdeel aan hulle wat dit nodig het. Here, ons dank U dat in hierdie gemeente 'n beroep uitgebring is vir 'n leraar om hulle te kom help, toerus en te begelei ook op hierdie reis. Ons bid dat U vir hom deur die Gees in sy hart sal werk om tog ja te sê, dat hy sal weet die mense van Reebok wil hê hy moet hier na toe kom. Here, ons bring onsself as gemeente voor U. As ons so saam sing, dan is ons eensstemmig. Maar Here, U weet ook dat ons elkeen het maar ons eie idees en gedagtes. Ons kan maar goed dwarstrekkerig ook wees. Dis in ons aard, Here, dat ons eie ding wil doen. Kom hervorm ons deur U Gees, dat ons goeie reisgenote vir mekaar sal wees. Na mekaar sal omsien, na die wat dalk stadig loop, by hulle in te haak, om begrip te hê, dat op hierdie reis is daar sommige wat op hulle eie wil stap, ander wat ander dinge wil doen. Here, wees ons genade. Maar ons as U gemeente wil ook kom intree vir hierdie wêreld waar ons woon. Hierdie land waarvoor ons lief is. Here, een van die dae is daar verkiesing. En ons bid, Here, dat in die aanloop tot die verkiesing ons altyd die liefdesgebod in die oog sal hou. Dat al stem mense vir 'n ander party is ek, dat dit hulle nie diskwalifiseer van die reis waarop U met ons gaan. Ons bid, Here, vir vrede in hierdie wêreld. Here, vir die tragedie wat daar aangaan in Israel en Gaza. Here, ons skud maar net ons kop. Hoe mense
mekaar so onnodig dood kan maak. Die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, Here, ons het al so gewoond geraak daaraan, dit hou al so lank aan, maar elke dag sterf daar mense. Daar is soveel vloede en natuurrampe in hierdie wêreld. Daar in die suide van Brasilië, die groot oorstromings. Here, die hongersnood en die droogte nou in Afrika. O Here, hier staan ons. Stuur ons in hierdie wêreld in. Of dat mense kan weet, U het hulle lief en U gee vir hulle om. En Here, vir die moeders hier onder ons, wil ons vandag dankie sê. Dankie vir ons ma's en ons oumas. Dankie vir hulle wat vir ons groot gemaak het. En vir wie ons lief is. Here, baie van ons wat oud geword het, het nie meer moeders nie. Sommige van ons het groot geword by ons biologiese ma, ander by 'n ander ma. Here, al die ma's, ons bring hulle voor U. En dankie dat U kerk ook 'n moeder vir ons is. Wat vir ons troos, beskerm en lei. Kom Here, wees ons genadig om Christus wil. Amen. Die offergawe word opgeneem en die koor gaan 'n seënbede sing veral vir die moeders. Niemand oorgeslaan met die kollekte nie. Ek sê gisterand vir vriende, ek was in my lewe lank in die Swart Kerk, en daar, as jy jou geld in die bordjie gooi, kan jy klein geld neem. Want jy moet nou besef, baie mense het die voertuie nie. Hulle kom met taxi's kerk nie. Dan jy R50. Gooi jy R50 in die bordjie, loop jy huis toe. So jy sit jou R50 in, en jy haal geld uit, so dat jy weet, taxi geld.
So as jy wil klein geld maak, kan jy dit maak. Jy net nie meer uithaal as wat jy ingesit het. Wat is dit hier vir ons daar? Om weer opsit. Die ons slotlied gesang is Liedboek 432, die eerste 2 verse. Vanaand kyk ons na Johannes 14, die koersaanwyser in ons reis. Die Gees herinner ons aan alles wat Christus gesê het. So ons gaan vanaand nadink oor wat bepaal waarheen ons gaan? Wat bepaal die koers? Ontvang die seën van die Here, en dis die seënbede wat Moses vir Aaron gesê het, dat wanneer Israel op trek is, so moet jy hulle seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.